Hallo julle, Adrian hier van Accra Optics en welkom by nog 'n episode van Bosklets. Ons skiet vandag episode 10 saam met Chris Davies en Chris, welkom hier by ons. Dankie. Dankie dat jy hier is. Ja, dankie. Ek waardeer altyd as julle maar 'n tyd uitvat om saam met ons te gesels. En Chris is 'n kompetisieskut en ons episode se naam is van niks tot rookie. Jou intree tot kompetisie skiet. En ons vat so 'n bietjie van die elemente van ons vorige een saam Pieter Neetling wat ons net weer aan gaan raak. En ja, Chris, weer eens, dankie dat jy hier is en welkom. Vertel ons bietjie, hoe het jy in kompetisie skiet ingekom? Ekskuus, laat ek gou eers hier inchip. Chris het onlangs nou die URC se rookie afdeling gewen en baie goed gedoen op die stage en onlangs baie goed gedoen in 'n onlangse NRL Hunter en ons is ook gelukkig genoeg om Chris aan boord die Accra span te hê met teleskope. So ja, ons is bevoorreg om dit te hê. So Chris, vertel vir ons, hoe het jy begin? Waar het die liefde vir dit vandaan gekom? Hoe het jy hier beland? Adrian, interessante storie eintlik. So laat ek nou maar begin by die begin en ek sal dit so kort as moontlik hou, dat ek jou nou nie verveel nie. Nee, glad. Maar eintlik hoe ek in skiet ingekom het is jy word saamgenooi op 'n jag. En dan gebruik jy leen mos nou maar, jy het nou nie noodwendig jou eie roer daar nie. En jy gaan deur al die moeite, jy het eventueel jou eie geweer. Baie trots en jy gaan doen 'n jag. En dan dit is net, jy het daai ietsie ekstra nodig. Jy weet, jy herlaai nou, jy begin nou dinge verstaan, maar hoe toets jy dit nou werklik? Jy weet, en toe het iemand vir my voorgestel, gaan skiet kompetisie. Jy weet, en dan as jy net so klein bietjie Google of jy begin baie vinnig pelle maak in die skietgemeenskap, maar om daai eerste keer, jy Google net 'n klein bietjie, daar's baie skietkompetisies reg oor Suid-Afrika en jy daag eintlik net op. En dan dis nie noodwendig vir almal nie. Dit was vir my lekker, ek's baie kompeterend. So as jy net daai klein bietjie kampioen in jou het, jy weet, dit kan nie tot ruste kom, jy gaan terug heeltyd. So jy wil beter doen, jy wil beter. Dit is soos golf, hè? Absoluut. Ek speel ons heeltyd golf want jy heeltyd teruggaan na die slegte skote toe om Presies. die goeie skote toe. Jy weet golf en skiets baie dieselfde. Jy onthou net die goeie skote. Onthou net die goeies. Ja, nou daag jy weer op. Exactly. Sê vir ons Chris, ons gaan 'n bietjie chat setup. Ek wil daar inspring bietjie later, maar wat is jou pre-match? Het jy 'n tipe van 'n pre-match sequence? Hoe kom jy by die dag aan? Weet wat maak jou kry jou reg? Ek dink seker goed werk vir elke ou anders. Vir my is dit baie eenvoudig. Ek wil daar opdaag met selfvertroue. Kyk, ek is soos enige sportman maar is, jy daag op want jy wil wen die dag. En so die tipiese aand voor die tyd of voordat ek ry na 'n match, partykeer in my ry is eintlik bietjie ver. Ek sal gaan, ek pak my hele sak uit. Nee, ek onthou ek het my Kestrel en ek het 'n verkyker in die sakkie. Ek pak die hele sak uit. En dan pak ek hom presies, ek hardloop baie keer ek kry die matchbook voor die tyd en jy het net een stage nodig, jy hardloop deur die kop, sê okay, ek het 'n barricade bag nodig. Ek het natuurlik my geweer, my magasyn. Dit is baie maklik om 'n magasyn te vergeet, né? Jou ECI, jou chamber flag. Daai eenvoudige goedjies wat kan maak dat jou dag begin word dit jou rattle. Ek pak daai goeders uit, sommer op die mat. Natuurlik baie populêr in my huis as ek dit doen. Ja. Maar ek pak dit sommer net daar uit en pak dit alles weer in. En dan as jy daar aankom en jy weet jy het alles, dan is jy reg. Want as jy daai stage deur jou kop hardloop en sê ek het dalk 'n tripod nodig of ek het net 'n sakkie nodig. Maar voor jy daar kom, wat het ek eintlik nodig? Ek het my verkyker nodig. Ek moet bietjie deur die glas net bietjie scan waar al voor aangaan. Ek het dalk 'n Kestrel nodig of ek moet kyk dat my app geupdate is. Baie van jou goeie skits hardloop nog steeds 'n app. Is daar syne? Jy weet of daar syne is om jou latitude op te dateer nie. So al daai tipe goedjies is maar deel van my, kom ons met 'n pre-match routine. Naderhand dit raak vir jou logika. So jy oordink dit nie, jy doen dit net. Maar ek dink tipies vir ons praat nou van as jy nou al 'n paar matches geskiet het. Ek dink vir jou eerste matches is dit eenvoudig, jy druk jy geweer en jou rond is en as jy nou 'n bipod en al daai tipe goedjies het,
Jy druk dit in 'n sak en jy daag op. En jy laai seker maar eerder te veel as te min. So ek onthou my eerste match, ek het nie ek het 'n lekker tripod en ek het 'n lekker sakkie gehad, maar dit was kind of dit in 'n bipod, maar ek het nie al die ander Kestrel en ek het byvoorbeeld op die dag nie 'n ECI gehad nie, jy weet my eerste match. Gelukkig is almal in die skietgemeenskap so behulpsaam en almal het altyd 'n ekstra een. So, maar soos jy noem, dit is dadelik as jy daar kom en jy het ietsie soos dit wat eintlik belangrik is, dan is jy nogal soos jy weet. Kyk, dit kan jou baie maklik dat jy voel wat nou ja, jy's net van jou game af. Ja, jy's net in jou kop 100%. En dit het al met almal gebeur. Jy weet om 'n ECI te vergeet, dis iets eenvoudig. Maar die match director, jy weet altyd wie is die match director en jy loop reg na hom toe sê luister, ek het hierdie volgende probleem en dan kan jy waarborg ouens gaan oor hulle voete val om jou uit te help. Jy weet en jy het nie alles nodig nie. Wat jy nodig het as jy wil kompetisie skiet is om op te daag. Dis jou eerste en grootste stap wat jy ooit gaan vat. So die res selfs 'n Kestrel of baie ouens kom aan en hulle apps is nie reggestel nie. Jy weet sy latitude is nog laaste wat hy gezero het by die see, jy weet 'n trend. Of in die bos toe hy gejag het. En die groot ding is nie een van ons wat also nou al 'n paar matches geskiet het gaan vir jou lag en sê nee, wat soek jy hier nie. Dit gaan sê kom ons vat gee jou goeders, ons kyk deur alles, ons help jou, ons maak jou reg want eintlik dis baie belangriker dat daar meer en meer mense deel raak want dit maak die ouens wat op die top is, maak dit nog beter want ons heeltyd ouens wat hulle jaag. 'n bietjie druk en wat inkom. En daar's ons heeltyd ouens wat wil beter skiet. So as jy daar opdaag, ouens dis so ek in die begin, jy daag nie by jou eerste match op en jy klaar Kestrel en jy klaar al hierdie tipe kom ons noem dit instrumente om jou te help nie. So jy daag op en jy vra, wat doen ek vir die wind? Dis 'n doodeenvoudige vraag. Niemand gaan vir jou snaaks aankyk en sy gesig trek en wegloop nie. Ek gaan weer sê eerste vraag wat mense van hulle gevra, wat se kaliber skiet jy? Want dit bepaal jy weet min of meer wat se punt jy gaan skiet. Wat se kaliber, wat se gewig en wat se gewig. So met ander woorde gaan jy in met 'n punt 2 wind of gaan jy in met 'n punt 6 wind. Die probleem is wind is nie konstant nie, né? So soos wat daai ruk. En dan begin daai gesprek outomaties vloei en mense hou my gehelp, ek seker elke ou wat my gehelp het en ek ingesluit sal die volgende ou. Natuurlik, dis belangrik en dis wat ek ervaar die eerste keer dat ek saam met julle gaan skiet. Dit is 'n ongelooflike behulpsame gemeenskap. My magasyn byvoorbeeld op die dag, ek het my nuwe dasher net gaan haal en lading geskiet en my magasyn wou nie voer nie. Wat ek nie op die baan getoets het nie, want jy neem aan alles werk reg. So op die baan voer jy enkel skoot en jy skiet jou lading en op die dag wil die magasyn nie voer nie. Dit was 'n katastrofe en almal het ingespring. Ander ouens wat dashers het, ander ouens wat selfe tipe geweer het maгаsyne geleen en aangekom en dis ongelooflik om dit te gesien het. Dit het my dag, jy weet, gemaak. Anders was dit absolute 'n terrible dag en ja, so ek dink dis belangrik om te weet. Niemand gaan jou daar op jou eie los en sê, hey luister, jy's nou hier. Ons is almal daar om die sport te groei. Ons wil almal hê daar moet meer skits by al hierdie dae opdaag. Verseker, jy weet en ek verstaan en ons almal was daar gewees. Dis baie intimiderend om op te daag vir jou eerste match. Ja. Want eers blyk jy weet nie wat om te verwag nie. Jy weet nie wat jy nie weet nie. En die ander groot ding is jy 10 voordat jy by jou eerste match opgedaag het jy verskriklik rondgehang op sosiale media en video's gekyk as jy moet in gedagte hou dat daai is die beste van die beste, maak daai tipe video's. So dis vir jou intimiderend want jy dadelik jy vergelyk jouself met daai ou. En daag het op, die res sal van self vloei. Geniet dit. Ja. Kom in die ding in. Hoe gereeld skiet jy 'n match? Ja, so gereeld wat ek kan. Dit is nie altyd moeilik nie, moontlik nie. Die probleem kom in is in die begin dink ek 'n mens skiet baie matches want jy moet eers gaan vir jouself bepaal watse tipe formaat wil ek skiet. Jy weet, jy kan .22 skiet, jy kan jou gewone centerfire, race gun tipe matches skiet, jy kan hunter matches skiet. So daar's verskillende formate en daarso is 'n verskil in setup vir elke een van die formate. So in die begin het ek alles wat ek kan skiet, het ek geskiet totdat ek gekry het wat ek van hou. En Ekskuus, en dit is
Ek hou maar meer van jou PRS style matches, jou race gun matches. So wat skiet is URC, daai liga en dan PRS. So ek het onlangs eers my eerste PRS match geskiet wat ek baie geniet het. Dit is jou tipiese URC formaat soos wat jy ook nou ken, wat jy skiet in meer skote. So ek het die afgelope seisoen het ek nog in die rookie divisie geskiet waar jy kry 120 sekondes vir 8 skote. Jy weet, die tyd is billik. En baie beginnervriendelik want die ander ouens staan op glas, hulle sien basies wat jy sien. As jy mis, En mag hulle jou nog 'n bietjie help? hulle mag jou help. Okay. So ewe skielik gaan hulle sê, luister jy mis laag. Dalk is daar 'n probleem op jou elevasie. Jy weet of jy skiet konstant regs af, jy hou te min wind. Nou daai tipe so jy kry 'n bietjie leiding natuurlik terwyl jy op die lyn is. Ja, dis nou nie wat jy vir die tyd kan gaan kry nie. Dis terwyl jy daar is, maar dit natuurlik help dit want as jy niks het nie, dan het jy nie feedback nie. Kyk, voor die tyd as jy op die lyn staan en jy weet voor die are nou of jy vra of jy reg is en daai tipe goedjies, dan gaan jy iemand in die squad vra, dalk die ou wat voor jou geskiet het. Wat se wind het jy gehou? Jy weet dan gaan punt 2 dalk. Dan of hy gaan vir jou dalk voorstel maak ook met 'n punt 3 want onthou die rookies skiet na die open klas ouens. So hulle het nou al ervaar wat doen die wind, so hulle gaan vir jou goeie leiding dalk kan gee. Leiding gee. Ag, dis fantasties man. En sê vir my, hoe lank vat so 'n match? Dis maar is dit 'n hele dag uitstappie? So kom ons sê, jy weet laat ons maar net vir almal die scenario skep. So jy ry die oggend vroeg, partykeer is dit 'n uur, partykeer is dit 2 ure, partykeer is die matches in ander provinsies, dan ry jy ver. Ry hulle die vorige dag, ry hulle die oggend. So ideaal is om die vorige dag te ry. So uitgerus te wees en reg te wees. Ja. Nou toe jy gevra het wat is my pre-match julle benadering is as ek in 'n ander provinsie skiet dan probeer ek die dag voor die tyd gaan. Gewoonlik jou zero range maak die dag voor die tyd is hy oop, sê net maar van 3 uur tot 5 uur. Dan probeer ek in daai vensterperiode daarso wees. Net dat ek kan seker maak my instrumente soos my kestrels reggestel. Kyk, die zero verskil van hier af tot in Natal verskillend. Jy weet, so net om seker te maak daai goedjies is reg. En wees rustig die aand. Ja, dis belangrik. Dis belangrik. Kom ons chat bietjie setup. Vat ons deur jou race gun. Wat is dit? Kaliber? Ja, vat ons deur. Wat skiet jy? Okay, ek het een race gun. Awesome. So, fair man with one gun. Ja, dis al wat nodig is. Ja, nee. So ek skiet 'n 6.5 Creed. Beste raad wat ek ooit in my lewe gekry het, is koop een. Ek dink is 'n baie goeie all-rounder. Ek en die geweer verstaan mekaar nou al baie goed. My setup is eintlik, jy weet, omdat ek rookie geskiet het, jy wil nie nou opdaag en jy lyk soos R1 miljoen en jy skiet soos R2 nie. Jy weet, so ek het maar ek hou daarvan dat my setup by my pas en by my vermoëns pas. So jy weet ek skiet 'n standaard Howa 24 duim in die 6.5. Ek hardloop soos hierdie gewere agter ons maar die Oryx op hom. Wat ek geniet regtig baie die scope. Ek het 'n chassis op, ek dink die chassis help baie. En gewone muzzle brake aan die voorkant. Niks spesiaals nie. Ek het enigste addisionele werk wat ek op die geweer gedoen het was om die sneller bietjie te verander. En dit was maar net 'n gewone standaard Howa trigger kit wat jy koop en jy sit net weer die hele sneller aan mekaar en daar gat jy. En hy werk. Ja. En hy gaan. Ja. Rie sê vir my, kom ons gesels bietjie het en so vinnig geraak aan die Oryx. Jy skiet die Oryx, obviously baie keuses op die mark. Wat van daai en ek wil spesifiek oor die kruisaar praat. Wat van die kruisaar hou jy van? Want die tendens is, en ek sê baie keer vir ouens, toe ons die Oryx begin ontwerp het en begin speel het, ek bedoel Pieter het vir ons gehelp met die reticle ontwerp. En dit was vir my 'n groot ding om nie 'n kersboom effek vir die kompetisieskits in te sit nie, want dit is 'n kompetisie teleskoop, as ons dit so wil noem. Hoe het jy gevind om van 'n kersboom kruisaar na die Oryx te gaan? Wat is vir jou belangrik in dit? Kyk, so heel eers ons praat nou van centerfire. Centerfire. Nee, so vir my was dit gewees veral omdat ek bedoel jy begin by niks, jy begin nou kompetisie tipe van skiet, so dit is vir jou baie belangrik om te kan sien wat aangaan aan die voorkant.
Jy weet, as jy mis, jy moet kan sien wat jy mis. So dit help veel, jy het 'n verskriklike groot field of view daarvoor, maar jy het al hierdie besige goeters hierso voor jou oog. Jy kan as jy laag skiet, is dit partykeer nog moeilik, veral as dit het gereën, die grond is nat. Jy kry nie daai gewone feedback wat jy gewoonlik kry nie. Die stof wat sal Ja, jy het nie 'n stof nie, jy het dalk 'n modder net wat net 'n bietjie ontplof in 'n mate. So met die skoon reticle het ek ewe skielik gegaan, want soos jy gesê het, ek kom van die Christmas reticle af na die oop reticle toe en ewe skielik is dit soos 'n wêreld wat vir my oop gegaan het. Jy weet, jy het net hierdie twee eenvoudige lyntjies en jy kan, as jy enige correction moet maak, kan jy dit dadelik sien in jou scope. As jy tyd het, kan jy presies meet wat jy moet doen en jy kan aangaan en jy kan jou volgende skoot vat en daar's min dinge so lekker soos om te hoor impact. Dis vir my dis die cherry op die koek. Doen dit weer? Impact. Okay, Chris, ekskuus. Ek het nou gou net vinnig laat ons gou hierdie kruishaar op die skerm opsit. Laat ons gou daaroor gesels want wat ek wil verduidelik is die feit dat ons gegaan het met hierdie kruishaar sonder 'n kersboom. So 'n kersboom sal wees as ons hierso 'n klomp verskillende windkolletjies het wat vir jou verskillende wind holdovers gee. En soos ek sê, dit was vir ons so 'n bietjie van 'n, ek wil nie sê risiko nie, maar dit was 'n moeilike besluit om te sê haal ons die kersboom kruishaar uit want die hele wêreld se kompetisieskits wil met kersbome skiet vir die wind, maar die voordele van wat jy nou genoem het om daai skoner glas onder te hê, die skoon glas bo te hê want jy skiet nooit meer as 3 mils in negatiewe elevasie, nooit soveel af te kom nie, was vir ons belangrik in hierdie. So ek wil vinnig aan dit geraak het en net vir almal wat kyk ook wys wat die beplanning was agter die is juis sodat 'n kompetisieskut wat gaan daal meeste van die tyd hy het basiese holdovers, die tegniese specs van hierdie kruishaar is op die website, maar net kan sien waarvan ons praat, wat ons bedoel. En soos ek sê, die belangrikheid is dat ons hierdie oop spasie het waar jy jou misskote makliker kan sien. Jy kan dit sien met 'n kruishaar, met 'n kersboom reticle ook, maar jy kan net beter hierso amper sien. Dit is en weet jy wat interessant is, Adrian, is ouens wil graag en ek sê nie dit is, ek bedoel dit hang af van elke persoon wat vir hom werk. Die groot ding is net jy gaan op stage daal jy in elk geval. Met ander woorde op jou horisontale lyn van jou kruishaar mik jy altyd mos nou op daai lyntjie. Ja. So jy gebruik nie al hierdie wat ek noem geraas, is my opinie, al hierdie geraas aan die onderkant nie. Jy op daai lyntjies waar jy mik. As jy kan nie met elke skoot jou elevasie en jou wind stel nie, met ander woorde jy begin hou vir wind. Jou merkies is daarso. As jy jou reticle ken, met daai merkies kan jy die nodige wind hou, jy kan die nodige correction maak ook daarmee. So dit is dis snaaks altyd vir my net op elevasie, wat jy fisies die knoppe draai, dan het jy mos nie alles hier onder nodig nie. So al waar dit inkom is op jou holdover stage. Nou as ek moet vinnig dink, en ek sal nou nie my kop op 'n blok sit nie, maar in die laaste 20 plus minus stages wat ek geskiet het in kompetisies, was al een holdover stage en hierdie reticle het nog steeds vir my gewerk. Okay. Dis goed, dis belangrik dat ouens dit hoor, want wanneer hulle 'n keuse maak, moet hulle weet daar is opsies. Ons het die Legacy X nou gelons, wat nou weer 'n kersboom in het, wat dieselfde glas en ander funksies as die Oryx gee, maar met die kersboom reticle. So daar is opsies, maar ouens moet weet waarna moet hy kyk wanneer hy daai opsies oorweeg. So dis vir ons belangrik. Ek dink as ek 'n voorstel kan maak vir enigiemand wat sê, jy weet, moet hy nou skoon reticle of die kersboom, so daag op by die match, daar gaan al twee wees, kyk deur die ouens se teleskope, praat met hulle, en maak 'n besluit. Vra vir hulle hoekom skiet hulle dit. Ja. Jy weet, elke ou gaan vir jou 'n ander storie vertel, want dis baie opinie gedrewe. My opinie is net ek skiet makliker met die oop reticle. Dankie, dis goeie raad. Alright, en dan my laaste vraag vir jou is, wat's volgende? Wat hou hierdie jaar vir jou in? Skuif jy uit die rookie klas uit na die oop klas toe? Ja, definitief. En wat verander dit vir jou? So eerste groot ding wat dit vir my gaan verander, en dit is hoekom ek nou begin bietjie aan die PRS ook deelneem, is ek kry minder tyd.
Jy weet, en om van rookie af te gaan na jou oop divisie is jy kry nie meer hulp op glas nie. So nou wat jy ewe skielik jou hele gameplan verander, want waar jy nie noodwendig so baie hoef te gekonsentreer het om op glas te staan en te kyk wat doen die wind, mis almal dalk regs af, jy het 'n wind call, jy moet dalk bietjie meer gaan, jy het nie meer daai hulp op die lyn nie, so dis nou jy. Dis nou jy. So jou scores is 100% jy, waar in 'n rookie kan jy nog so klein bietjie wegkom en sê, ek leer nog, ek verstaan nie alles nie en die ouens help jou. Ek dink dit gaan my 2 uitdagings wees hierdie jaar, maar ek dink ook, jy weet, as jy weet wat jou uitdagings is, moet jy weet waar om te werk. So en dit is hoekom ek nou reeds begin PRS skiet het, want jy weet skielik meer skote, minder tyd. Jy weet, net om in daai ritme in te kom. So die res verander niks aan my setup nie. Ek gaan met my gewone geweer gaan ek skiet. Lekker. Ons like om dit te hoor. Chris, baie dankie. Dankie dat jy hier was. Sterkte vir alles hierdie jaar. Ons sien uit om jou naam oral te sien en ja, sterkte vir alles wat die jaar inhou en geniet dit. Baie dankie. Skiet reguit. Nou sien jy dan.